Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by lesing 8 in ons reeks oor Hooglied. In hierdie gedeelte kyk ons dan na Hooglied 5 vers 2 tot by die eerste gedeelte van vers 13. Ek noem dit dan gedig 4 of jy kan dit lied 4 noem. En in hierdie gedig gaan jy sien hoe daar 'n beweging van teenoorgestelde is nadat ons in die kern van die boek was. Die kern wat ons gevind het in Hooglied 4 vers 16. Tot Hooglied 5 vers 1 dan. Ek kom dan in die naam van Jesus Vader God en ons bid dat U deur U Gees en U woord ons sal leiding en rigting gee in hierdie lesing, Here, en dat U vir ons sal kom openbaar soos wat U vir ons so wonderlik geseën het by die woordskool gedurende hierdie week, ook hier oor hierdie opname. Die Heilige Gees dat U sal kom en dat U sal praat met elkeen wat hierna luister ek. Ons is totaal afhanklik van U om hierdie boodskap vir ons te gee, Here. Kom asseblief, Here Jesus, U wat die lewende woord is, en praat deur die Gees met ons in die naam van Jesus. Amen. So in hierdie gedeelte gaan ons dan sien, as ek so my lasertjie kan gebruik, dat hier 'n patroon is wat vorm. In gedig 1 tot 3 sou julle sien, dit het beweeg van 'n posisie waar hulle uit posisie was, mekaar begeer het, mekaar gesoek het, tot in gedig 3, waar hulle mekaar dan gevind het, en die manlike persoon kondig dan dat die seisoen hier is, en dat hulle dan nou gaan trou, wat hulle dan nou na die kern toe beweeg, of dan in hierdie huweliksbevestiging op hulle huweliksnag. So in hierdie gedeelte het ons dan 'n patroon gesien, van hoe sy in hierdie paadjie uit posisie was, hoe hy die een was wat in posisie was, en in die verbondsbeginsels gehou het, in hierdie verlovingstydperk, sodat hulle in 'n perfekte huweliksverbond by mekaar kan kom in hierdie kern, wat dan altyd vir ons natuurlik 'n simbool is van die posisie van die tuin van Eden, wat God se perfekte plan is. Maar van hier af verder dan sien ons in die volgende 3 gedigte, die laaste 3 gedigte, waarvan hierdie gedig 4 wat ons dan nou hier doen, Hooglied 5 vers 2 tot 13 dan, die eerste ene is. Volgende week is dit die laaste lesing, dan doen ons gedig 5 en 6 saam. Dan sien ons vanuit hierdie kernposisie beweeg hulle nou weer weg van mekaar af. Hier waar hulle so intiem by mekaar was, beweeg hulle weg van mekaar af. En dit is hoekom ek sê hier is nou teenoorgesteldes. Want wat nou hier gebeur is, in hierdie eerste gedeelte was sy die een wat ongeduldig was. Sy was die een wat haar eie planne gemaak het en verkeerde besluite geneem het, en hy was die een wat in posisie gebly het om te sorg dat die verbond bevestig kan word. Maar dan nou nadat die verbond bevestig is, en sy is bevind 'n maagd, en daarom is hierdie huwelikskontrak dan volgens die Joodse huwelikswette in vervulling gebring, sien ons, sy is die een wat dan in posisie bly. En van hier af verder sien ons 'n beweging waar hy die een is wat dan uit die posisie van intimiteit beweeg. En ons sien eintlik, as ek dit vir julle so kan teken hier op die skerm, dit is die volgende metafoor wat hier gebeur. Iemand se lewenspad lyk dalk so, hier begin dit met sy geboorte, en dan vorder sy lewenspad, hier op sy lewenspad ontmoet hy dalk sy lewensmaat, wat belangrike oomblikke is, en so is al baie ander belangrike oomblikke, en so beweeg hierdie lewenspad van 'n persoon vorentoe. En dit is die plan van God, wat die Here dan met 'n persoon het op hierdie lewenspad. Maar in hierdie lewenspad, dan gebeur daar dan uitdagings. Daar's 'n oomblik van trauma, of onreg wat aan iemand gepleeg is. En nou neem hierdie trauma, of hierdie onreg wat aan hierdie persoon gepleeg is, hierdie persoon van sy lewenspad af weg. En hy loop eintlik 'n paadjie met hierdie trauma, of wat dit ook al is, wat nou vir hom hartseer en pyn veroorsaak het. En nou kom daar 'n loopie, maar die lewe gaan aan, en die lewe forceer jou om aan te gaan. Wat baie keer dan met mense gebeur, is dat dan in hierdie lewenspad, die oomblik as daar weer soortgelyke uitdaging op hulle pad kom, dan trek hierdie loop
trek hulle terug na daai negatiewe punt toe. Baie van ons wat dan trauma of onreg beleef het, hak vas in hierdie loop in, en hulle gaan om en om die berg, soos wat Israel dan gedoen het, in plaas daarvan om vorentoe te gaan en aan te gaan op hierdie lewenspad. Want dit is die realiteit van die lewe. In 'n lewenspad is daar altyd iemand wat kop hou, as dit 2 lewensmaat is, een hou daar kop, die ander een is ongeduldig, en dan beweeg hulle tot by intieme oomblikke, en daar is dalk 'n uitdaging wat kom, en dan draai dit om, en dan beweeg hulle weer uit dit uit. Maar die ding is, ons moet ons losmaak van hierdie loop. Ons moet nie in die loopie bly nie. En dit is wat ons sien nou hier gebeur. En baie keer wil mense nie die verlossing wat die Here Jesus vir hulle bewerkstellig het, vat nie, want dit is al wat ons loskry van die loop. Want die idee is, die Here het ons geskape met die vermoë om altyd, maak nie saak wat met ons gebeur nie, terug te kom na die kern toe. Die kern is God se plan, die kern is die tuin van Eden. Julle gaan sien aan die einde van hierdie lesing, die kern van die tuin van Eden is dat die Here selfs vir Eva kon terugvat na die tuin van Eden toe. So met ander woorde, die idee is, al gebeur wat ook al op die lewenspad, kom terug na die verbond toe, hierdie verbondsposisie in die kern, soos wat hulle hier in die verbondsposisie in beweeg het. As ek dit dan die eerste versie in hierdie gedig kan noem, van Hooglied 5 vers 2 tot by, 5 vers 2 tot by Hooglied 5 vers 9, sal jy dan sien hier op die skerm het ek net my aantekeninge, met ander woorde, ek het nie die skrif uit die Bybel uit gedupliseer nie. En as ons daar gaan lees, dan sal jy dan sien, in vers 2, is dit dan asof sy slaap, en hy kom en hy klop aan die deur, en dit is asof sy deur die slaap is, en sy dan sukkel om die deur vir hom oop te maak, en hy kom dan nou uit die nag uit. So hier sien ons, hy noem haar nog steeds sy duif, sy volmaakte of sy suster, maar hy kom van buitekant af en hy vra ingang. Dit is dus met ander woorde, daardie loopposisie, hy is nou uit die kern uit, waar hulle absoluut intiem in mekaar se geselskap was, is hulle nou op 'n plek waar hy buite is, en hy moet dan nou binnekom, né? En dan sê sy in vers 3, sy het haar kleed uitgetrek, hoe kan sy dit weer aantrek? Sy het haar voete gewas, hoe kan sy dit vuil maak? So met ander woorde, hierdie kleed is hier, in vers 3 tot 4, 'n geestelike posisie wat sy as bruid in was. En ons het gesien in die vorige gedeelte, sy as 'n bruid is skoon bevind, sy was rein as 'n maagd bevind. En nou wil hy eintlik hê, sy moet uit posisie uitbeweeg, waar hy in die vorige gedigte die een was wat in posisie was. Nou hierdie idee van 'n kleed wat 'n geestelike posisie voorstel, sien ons uit Genesis 49 vers 11, toe Jakob sy seun, dat Juda hierdie blessing kry, hierdie seën kry, dat die stam van Juda die vermoë sal hê om 'n kleed skoon te was in druiwe bloed. En dit weet ons is 'n profetiese woord vooruit wat bewaarheid is in die Here Jesus Christus aan die kruis, wat dan vir ons met sy bloed ons skoon was, en ons sien dit ook die beeld in Openbaring, dat elkeen van ons dan skoon gewas is en 'n wit kleed kry. En hierdie gedagte herhaal in die wysheidsgeskrifte in Spreuke 3 vers 25, naamlik dat daardie skrif in Spreuke sê, sterkte en eer is haar kleed, met ander woorde, is 'n vrou se kleed. En ons moet hierdie skrif onthou, dat hierdie die geboortereg, die seun van die stam van Juda is. Wanneer ons dan aan die einde kom, gaan ek weer terug verwys hierna. Met ander woorde, wat haar bruidegom dan nou hier doen is, hy vra haar om haar reinheid prys te gee. En ons weet
dat indien sy dit sou doen, sou sy dan haar verbond met hom verbreek het. Nou, en ons sien, sy is baie ontsteld. Sy sê in die woord, haar binneste het in beroering gekom in vers 4, toe haar geliefde sy hand deur die deur gedruk het. Met ander woorde, nou is dit net sy hand wat tot haar toegang het. As ons dan verder gaan in vers 5, sê sy het dan opgestaan om die deur vir haar geliefde oop te maak, terwyl haar hande drup van mirre en haar vingers van vloeiende mirre om die handvatsel aan die grendel oop te maak. En hierdie idee van die mirre ken ons nou al. Dit is die metafoor vir trane, hartseer en pyn, en van reiniging ook. So sy moet die deur oopmaak, en sy sukkel om die deur oop te maak, en dan sien ons in vers 6, hy draai in sy ongeduld weg van haar, en dis nou hy wat verkeerd reageer, waar sy in die eerste gedig die een was wat ongeduldig is. Die gevolg hiervan, dat hy uit die verbondsposisie is dat sy hom nou moet gaan soek. En van vers 7 af sien ons dan, dat sy gaan dan uit in die stad in, om hom te soek, en sy sê dan, sy word gewond, die wagte by die mure het haar mantel afgeneem, en hierdie mantel is dan gelyk aan hierdie kleed idee, wat ons sien in Spreuke 3 vers 25, met ander woorde, die wagte het haar sterkte en haar eer van haar af weggeneem. En heel moontlik is sy dan aangerand of onteer. So ons sien hoe hulle werklik waar hierdie verbondsposisie, hierdie tuin van Eden posisie, waarin hulle was in die kern, in die vorige lesing, dat hulle dit nou verloor en alles skeefloop, want hy is uit posisie uit, hy kom van buitekant af, hy was in die nag ergens, vers 2 sê hy, sy hare is nat van die doudruppels van die nag, in plaas van dat hy in die nag by haar is hy dan in die nag elders, en dan kom sy in vers 8, en sy praat dan weer met die dogters van Jerusalem, en sy sê vir hulle, as julle my beminde vind, sal julle hom vertel dat ek krank is van die liefde, met ander woorde, dat sy verskriklik na hom verlang, en hierdie is nou 'n totale teenoorgestelde. In die vorige gedig het ons gesien, sy het elke keer vir hierdie dogters raad gegee van hoe hulle moet wag vir hierdie perfekte oomblik, wanneer die liefde in vervulling kom. En nou is sy die een wat by hulle hulp vra en by hulle vir wysheid vra. En hulle antwoord dan in vers 9 en hulle vra, wat is hy dan anders as enige man? Met ander woorde, ons sien hierdie beeld, dat wanneer hulle in die vorige gedigte wat na die kern toe beweeg het, elke keer met soveel bewondering vir haar vraag gevra het, was dit omdat sy en haar geliefde vir hulle 'n voorbeeld was van 'n perfekte verhouding. En hier kom hulle nou, en hulle is ontnigterd, en hulle vra eintlik vir haar, so, jou geliefde is net soos enige ander man, en in hulle wysheids geskrifte konteks, weet ons dat in die Ou Testament, alhoewel dit nie die plan van God was nie, het die manne nie eksklusief in 'n huwelik gebly nie, maar het hulle met meer as een vrou getrou. 'n Vrou mag dit nie gedoen het nie. En nou kom hulle en hulle sê vir haar, so eintlik het jou man jou nie eksklusief alleen lief gehad nie. Hy is net soos enige een van hierdie ander manne. As ek dit dan vers 2 kan noem, in die volgende gedeeltetjie van Hooglied 5 vers 10 tot by Hooglied 6 vers 3, dan sien ons dan dit is die vroulike persoon wat aan die woord is. En ons sien hoe hierdie tema herhaal van Hooglied 4 vers 1 tot 15, as ook Hooglied 3 vers 6 tot 11. En hoe sy nou haar beeld verander, haar beeld intensifiseer, van hoe sy hom gesien het in Hooglied 3 vers 6 tot 11, was dit 'n wêreldse vergelyking. En hy het hierdie intense beskrywing van haar gehad. Alles was in die oortreffende trap, soos wat ons hier gesien het. En
Nou sien ons hoe sy geestelik gegroei het en hoe haar visie verander het nadat hierdie verbond dan tot stand gekom het. Sy beskryf dan haar geliefde in al hierdie metafore wat hy van haar gebruik het. Sy gebruik woorde soos, hy is vir haar skitterend wit en rooi, uitnemender as 10.000, as ons dan vers 10 gaan lees. Sy hare is golwend, onthou julle hoe hy haar hare as die golwende heuwels van Gilead beskryf, swart soos 'n raaf, intens, oë soos duwe, sien sy nou, waarvoorheen sy nie gefokus was op sy oë nie. Waterstrome uit 'n bron, hy het haar vergelyk as 'n fontein. En so kan ons aangaan, selfs vergelyk sy hom nou met die lelies. En hier die volgende gedeelte intensifiseer haar beeld dan. Julle sal onthou, in Hooglied 4 het sy beelde gebruik wat uit die tempel en uit die tabernakel uitgekom het. Maar nou gaan sy nog 'n trappie verder. Met ander woorde, dit dui op haar geestelike groei. Omdat sy nou binne in die verbond is sy in die vermoë om in die troonkamers van God te gaan waar die gerubs is. Want hierdie beelde wat sy gebruik, sy hande is soos stawe goud, soos krisoliet, is elemente wat ons aantref in Esegiel 1 vers 16 om die troon van God. Sy beskryf hom as 'n kunswerk van ivoor. In die Ou Testament was dit ivoor die materiaal waarvan 'n koning se troon gemaak is. Sy gebruik safierstene en ons weet die borstas van die hoëpriester het safierstene ingehaat wat 'n beeld was dat hy na die troon 'n troon van God belewenis het. En natuurlik sien ons dan in Openbaring vers 4 tot 5, daar is safierstene rondom die troon van die Lam van God. Sy gaan ook verder en intensifiseer die marmerpilare wat ons in Hooglied 3 vers 6 gesien het. Hierdie keer staan die marmerpilare nou op voetstukke van goud. En dan eindig sy en sy sê in vers 16, sy proe hom in haar verhemelte. Met ander woorde, haar belewenis van hom het intens geïntensifiseer na die sluit van die verbond, maar dit bly nog steeds dat sy hom werklik waar proe. Met ander woorde, dit is die vrug van die tuinposisie wat sy hierin beleef. Maar dan kom die hulle, en ons aanvaar dis die meisies van Jerusalem wat hier praat, en hulle vra, waar is hy, dat hulle hom moet soek? Met ander woorde is hy dan nou terug in die woestyn in, want in Hooglied 4 het hy nou uit die woestyn uitgekom. En dis dan so hartseer, sy antwoord in Hooglied 6 vers 2 tot 3. En sy sê, hy is nou tussen die ander lelies. Met ander woorde, hierdie beeld sê vir ons, hy is dan nou tussen ander vrouens. Met ander woorde, hy is nie meer eksklusief in hierdie verhouding nie. Alhoewel sy dan in Hooglied 6 vers 3 nog steeds verklaar, sy is sy beminde, en hy is hare, en hy is die herder onder die lelies. Met ander woorde, sy is nog steeds eksklusief vir hom, maar hy is nie noodwendig meer eksklusief vir haar nie. So ons sien absoluut in hierdie beeld, in haar hart, in haar verbondsposisie, het sy geestelik gegroei na 'n diep geestelike ervaring toe, maar hy het uitbeweeg, hy is op 'n vleeslike vlak tussen die ander lelies. Ons gaan sien hoe dit dan verder ook herhaal in die res van die skrif. Ek noem dit dan vers 3, en in hierdie tema kan ons nou sien hoe die manlike persoon se posisie absoluut verander. Sy is nou net een van vele vir hom. Hy is dan nou hier aan die woord in Hooglied 6 vers 4 tot 10. En ek gaan net vinnig hier deur, want hierdie gedeelte se geestelike boodskap is vir my belangrik. Hy sê dan, sy is vir hom mooi soos Tirsa. En hierdie is baie belangrik, want julle sal sien ons is op pad na die tema toe van Eva se herstel uit die tuin van Eden posisie. So daarom moet ons nou mooi kop hou hier. In die Ou Testament kon as gevolg van Eva se sonde is die vrouens as minderwaardig beskou op 'n geestelike vlak, en hulle kon daarom nie geërf het nie. Die manlike persone het geërf. Maar dan sien ons in Numeri 26 vers 33,
is daar dan Manasse, die een seun van Josef het 2 seuns gehad, sy nageslag, uit Manasse kom een van sy seuns Gilead, uit Gilead een van sy seuns Jefer, en dan het Jefer 4 dogters gehad, en die 4de dogter Tirsa, kom dan en hulle vra dan vir Moses, dat hy die wette sal herskryf, sodat die dogters dan ook kan erf. En dit is wat in Numeri 27 gebeur, en dit realiseer in Josua 17 vers 3, wanneer die volk dan in die beloofde land kom. En daarna sien ons in die res van die geskiedenis van Israel, die koningshuis was dikwels in Tirsa in die Noordryk. Met ander woorde, dit wat eintlik nie as waarde geag het nie, word nou koningshuis. Julle sal sien aan die einde van die boodskap, hoekom is dit belangrik. En hy sien haar op 2 vlakke. Die een kant as Tirsa, met ander woorde koninklik, maar aan die ander kant ook as Jerusalem. En hy praat van die vaandels van oorwinnings. Met ander woorde, verskeie oorwinnings wat deur koning Salomo behaal is, wat sy huwelike is as politieke oorwinnings beskryf. En dit is asof hierdie manlike persoon in hierdie metafoor dan beskryf hoe hy verskeie oorwinnings behaal deurdat hy ander vrouens se harte dan ook steel in Jerusalem. Dis vir hom soos 'n vaandel van oorwinning. En dan sien ons, as sy dan vir hom kyk om hierdie metafoor afleiding wat ons maak dan te bevestig, sien ons in vers 5 dan, vra hy vir haar, dat sy haar oë van hom af moet wegdraai. Dit verskrik hom, en ons kan vra, voel hy skuldig? En dis presies wat gebeur, wanneer mense wat in sonde is, met iemand in aanraking kom, wat uit God se teenwoordigheid kom, soos in die vorige gedeelte wat ons dan nou gesien het, sy gaan op in hierdie geestelike posisie in, omdat sy haar dan heilig gedra ooreenkomstig hierdie verbondsposisie waarin sy is as sy vrou. Dan van vers 6 tot 7 af sien ons absoluut hoe Hooglied 4 vers 1 tot 2 herhaal. En dan gaan hy verder, en in vers 8 kom hy dan, en in Hooglied 3 vers 7 tot 9 het ons gesien, daar was 60 dapper helde, wat om die koning se troon was, om sy draasstoel, om hom te beskerm. Nou kom hy en hy beskryf en hy sê, hier is 60 koninginne, 80 byvroue, jong vroue sonder getal. En dit dui vir ons daarop, dat hy hier op 'n geestelike plek is, waar hy dan soos koning Salomo die voorbeeld volg, om dan nou baie vroue te hê. Met ander woorde, hy verloor absoluut hierdie eksklusiewe posisie. Vers 9 sien ons ook herhaal, en hy sê haar moeder is 'n uitverkorene. Dit herhaal Hooglied 3 vers 11, dat haar moeder het soos Batseba die koning in plek gehou het, om hom aan te stel as koning, het haar moeder verseker dat sy 'n maagd was met haar troue, sodat sy dan bevind is as eerbaar na haar huweliksnag in die kern van die gedig dan. En dan sien ons in vers 10, hy kom dan op 'n plek wat hy sê, net soos wat sy vir hom gesê het, in die teenoorgestelde gedig, wie kom op uit die woestyn uit? Wie kom daar op soos rookpilare? Kom hy nou en hy sê, wie kom op soos 'n sonsopkoms, soos die maan, rein, verskriklik soos in 'n geveg, hy gebruik die beeld van slagorders en vaandels. Met ander woorde, hierdie vrou, as sy beweeg, is dit verskriklik om dit te sien, want haar hele gelaat weerspieël die plan van God. En sien julle, die beelde wat hy hier gebruik, stem ooreen met hierdie geestelike beelde in Esegiel 1. Dit is op 'n vlak wat baie dieper en mooier en groter en meer majestueus is, as wat net 'n tempel of 'n tabernakel dan kan wees. So uit hierdie gedeelte sien ons dan, hoe hy absoluut uitbeweeg het, uit die verhouding uit van eksklusiwiteit, dat hy nou tussen 'n klomp lelies is, soos wat sy in die vorige gedig gesê het, en dat dit hom ongemaklik maak in haar teenwoordigheid.
So wat ons hier sien is, in die eerste gedeelte, die eerste 3 gedigte, was hy in plek, maar nou is hy uit plek uit. Met ander woorde, hy is die een wat nou die verbond verbreek. Aan die einde van hierdie 3de gedig sien ons dan nou haar reaksie. En in haar reaksie sien ons, sy gaan absoluut terug na die tuin van Eden posisie. En dit is die geestelike boodskap van Hooglied vir ons. Ten spyte van die uitdagings, ten spyte van trauma, hartseer, pyn en teleurstelling, moet ons altyd teruggaan na die tuin van Eden posisie. En wat is die tuin van Eden posisie? Dit verteenwoordig in hierdie gedig of hierdie liedse metafoor God se perfekte plan. Met ander woorde, as ek dit vir ons dan kan, ekskuus tog dat hy so rondspring, teken hier op die skerm weer, so sy loop hierdie pad met hierdie huwelik met haar geliefde, en dan beleef sy hierdie hartseer en pyn, waar hy haar los vir 'n klomp ander vrouens, maar in dit kom sy terug na die tuin van Eden posisie toe. Met ander woorde, hierdie oomblik, as ek dit so kan teken hier, waar sy en hy in die huwelik bevestig is, wat ons gesien het die kern van die gedig was, en daar kom sy, en as sy in daai posisie kom, het sy hoop, en dan gaan sy aan, en sy loop hierdie lewenspad van haar, dan saam met haar geliefde, want dit is die plan en die wil van God met haar lewe. As ons dan verder hierna gaan kyk, dan sien ons in Hooglied 6 vers 11, sy sê, sy gaan na die neetetuin toe. En 'n neetetuin is die eerste keer in die Bybel wat dit hier gebruik word. Dit herhaal Genesis 43 vers 11 wat ons gepraat het oor die vorige lesing van Jakob se geskenk uit die opbrengs van die land in Hooglied 5 vers 1. En dit verteenwoordig die vrugte wat gedra word uit die tuin van Eden posisie. Met ander woorde, die feit dat sy elke keer ten spyte van uitdagings kies om in hierdie tuin van Eden posisie, die plan van God in te beweeg. En dan sien ons die ander herhaal dan nou ook heuning en die ander idees. En hierdie tuin sien ons, as julle vers 11 gaan lees, is nou in 'n dal. En hierdie dal is vir ons 'n aanduiding dat hierdie 'n metafoor is binne die groter prentjie van die woord van God, van die verlossingswerk van Jesus Christus. Indien jy Hooglied sou interpreteer het as 'n analogie tussen Jesus en die kerk, sou dit hier dan die tuin van Getsemane voorgestel het. Maar hierdie dal stel ook voor dat daar tye is in hierdie perfekte verbondsverhoudings waar ons diep afsak. Maar in hierdie tuin, in hierdie dal waar sy dan nou in beweeg. Sy gaan nie uit in die stad nie. Sy gaan nie uit daar waar die gevaar is nie. Sy gaan in na die tuinposisie toe. Dis die plek waar die wingerdstok en granate vrug dra. Met ander woorde, hoop is daar. En ons sien dan in vers 12, hoe haar verlange dan haar terugneem na die waans van haar volk. Met ander woorde, al hierdie oorlogwaans, elke keer wat haar volk gevegte moes geveg het, en die hoop is daar, dat die Here die een was wat hulle elke keer in oorwinning gelei het. Jy kan vele ander metafore ook hierin sien, soos die Here dan vir jou lei. En dan sien ons dan in vers 13, die meisies van Jerusalem, smeek dan die Sulamitiese. Met ander woorde, hierdie Itiese agtervoegsel by hierdie plek wat ons gesien het in die 3de lesing, wat ons nie seker is waar dit is nie. Die Itiese agtervoegsel dui vir ons daarop dat dit 'n posisie is. Met ander woorde, hulle smeek hierdie vrou in hierdie verbondsposisie van haar om asseblief terug te kom. Let wel nou hier hoe hulle posisie verander het, né? Hulle moes gaan soek het. Hulle moet op hom gefokus wees, maar hulle is nie op hom gefokus nie. Hulle is op haar gefokus. Met ander woorde, hulle fokus nie op die een wat in sonde is, wat die teleurstelling veroorsaak nie. Hulle fokus op die een wat in die verbond bly. En daarom moet ons baie keer in ons lewens ook, as daar uitdagings op ons pad bly, fokus op ons verbondsverhouding met die Here en nie fokus op dit wat dan
negatief is nie, want in haar optrede lê die hoop vir die hulle, want hulle sien hoe sy ten spyte van al die uitdagings in die tuin in bly, en in daardie tuin dra dit dan granate en dra dit die wingerdstok se vrug, sodat sy kan aangaan met die pad van God wat die Here vir haar dan in beplanning gehad het. Aan die einde van hierdie gedig sien ons dan die volgende gebeur. In hierdie metafore van die teenoorgestelde sien ons hoe plekke omruil in hierdie teenoorgestelde beeld. Sy is nou in posisie en hy is op soek. Met ander woorde, hy is uit plek uit. Hy is nie meer eksklusief volgens die Torah vereistes nie. Die beeld wat die Heilige Gees vir my hier gegee het, en jy kan vele ander gebruik, is wat in die tuin van Eden gebeur het. Adam was in posisie, maar nie Eva nie. En dan sien ons hoe die plekke later omruil. As jy Genesis 3 vers 11 tot 24 gaan lees, sien ons dat Eva die een is wat in ongeregtigheid gaan. Maar in daardie selfe oomblik kom die Here, en die Here sê in die moederbelofte in vers 17, dat binne in Eva is die hoop van die tuin van Eden posisie om te kan herstel, naamlik die Messias wat uit haar gebore sou word. En ons sien dan as ons die woord van die Here gaan lees, as jy byvoorbeeld in die Nuwe Testament gaan kyk, 2 Korintiërs 11 vers 3, 1 Timoteus 2 vers 13 tot 15, is baie moeilike skrifte wat vir ons daarop dui dat Eva vir ewig en ewig onthou sal word as die eerste mens wat sonde gedoen het. Dis 'n vreeslike gedagte. God het haar in die tuin van Eden ingesit, op 'n perfekte plek, om vir Adam, daar waar hy alleen was, 'n maat te gee, om hierdie tuin van Eden die perfekte plek te maak, waar Adam nie alleen sou wees nie. En wat doen sy? Sy is die een wat kom, en sy verwoes hierdie posisie van perfektheid. Maar die Here kom, en hy plaas die verlossingsplan binne in haar. Dis God se genade en God se verlossing, dat alhoewel sy die een is, wat sonde oor die wêreld gebring het, is sy ook die een wat die moeder word van alles wat lewe. En daardeur dra sy die bloedlyn voort, waaruit die Here Jesus dan sal kom. En wanneer die Here Jesus dan sterf aan die kruis, kom daar ook verlossing vir haar. En sien ons as ons byvoorbeeld skrifte gaan lees, soos Galasiërs 3 vers 27, en Efesiërs 5 vers 23, vele ander, hoe daar dan vir haar ook verlossing kom in die posisie as die vrou. Wat die Here vir my hiermee oopgemaak het is, as daar dan in hierdie patroon wat ons sien in Hooglied, waar mense partykeer in 'n perfekte posisie is en dan uit dit uit beweeg, deur hulle eie foute, of trauma wat dalk oor hulle pad kom, of ongeregtigheid wat oor hulle pad kom, hulle sukkel dalk om iemand te vergewe, dan vorm daardie loop wat ek dan geteken het vir julle in die begin. Maar ons het 'n keuse. Daar is altyd die hoop dat ons kan terugbeweeg in die tuin van Eden posisie. Want die Here Jesus het die prys betaal, ook vir Eva. As daar vir Eva kon redemption kom, kan daar vir elkeen redemption kom. En dit is die boodskap in hierdie posisie. Maar ons moet kies. Ons moet kies om nie in die loop te bly nie. Met ander woorde, in dit wat buite die plan van God was nie. Ons moet kies om met ons lewenspad aan te gaan, sodat ons weer kan terugkom in God se oorspronklike plan, waarvan die tuin dan hier in Hooglied 'n metafoor is. Mag die Gees van die Here met jou deel, soos wat die Here in jou spesifieke omstandighede ook met jou wil praat. Hierdie is 'n baie moeilike boodskap om net so op die YouTube videoetjie oor te dra. So ek kan net vertrou dat die Heilige Gees dit vir jou sal kan oopmaak,
Ons het 'n wonderlike tyd by die woordskool gehad hierdie week, waar die Gees van die Here regtig waar deur 'n persoonlike getuienis diep in my eie lewe, maar ook in ons almal se harte kom werk het, en ek vertrou dat die Here dit ook vir jou sal doen. Neem vir jou 'n stukkie tou, sit dit voor jou neer, in jou binnekamer, gaan bid, vou vir jou 'n loopie daarmee, en dan vra jy vir die Here, Here, wat lê vir my in hierdie loop? En help my om uit hierdie loop uit te kom, en terug te kom op die pad, na die perfekte plan, want in Jesus Christus is daar vir ons altyd hoop. Dis die boodskap van Hooglied. Maak nie saak wat gebeur nie, as jy binne die verbond bly, dan is daar altyd hoop. Mag die Gees van die Here dit vir jou ook so kom oopmaak.